Goeiemôre dan ook aan elke geliefde wat aanlyn saam met ons luister. Ons het verlede week het ons gepraat oor die uitsprake in die media rondom ons broer in die Here Dani Botha wat uitlatings gemaak het, en ons het vir mekaar gesê, hoe lyk ons harte teenoor iemand wat sulke goed sê? Is ons onmiddellik kwaad of is ons onmiddellik teen of is ons onmiddellik vir? Dis iets om te ondersoek in jou eie hart, waar staan jy teenoor uitsprake soos dit? En ons het vir mekaar gesê, as Christus nie in ons hart leef ten volle nie, dan gaan ons dit as mens verkeerd hanteer. En ek hoef nie vir julle te sê hoe lyk die internet rondom hierdie onderwerp nie. Ek hoef vir julle te sê hoe lyk Christene se kommentaar oor die onderwerp. Ek hoef vir julle te sê hoeveel klippe vlieg en hoeveel liefdesbetonings, hoeveel mense sê ja, hoeveel mense sê nee, vanuit dieselfde Christendom waarin ek en jy is. En daarom het ons almal gewag vir die 23ste en die 24ste. En die wegraping het nie plaasgevind nie. Nou is ons by die 28ste. En op die 25ste was daar weer 'n onderhoud om te sê, okay, dit het nou nie gebeur nie, waar staan ons nou? Dani, waar staan jy nou? En ons moet vanoggend onderskeid maak tussen 'n mens en dit wat 'n mens sê. As ons dit nie gaan doen nie, gaan jy die geveg maak teen vlees en bloed. En dit was ons boodskap gewees die week voor dit. As jy die geveg maak teen vlees en bloed, maak jy vir Christus jou teenstander. Jy wil nie dit hê nie. Ons moet kan beoordeel sonder om te veroordeel. Ons moet kan kyk na dit wat gesê is, los van wie dit gesê het. Anders gaan ons lelik raak. En as ons lelik raak, sê die woord, is ons soos 'n klinkende stuk metaal in die Here se ore. En is die liefde totaal en al afwesig in ons. Maar soos met die groot onderwerp 'n jaar terug wat ons hier gestaan het rondom homoseksualiteit en gesê het, hoe gaan ons dit hanteer? En ons het te mekaar gesê, daar is net een manier om dit te hanteer, en hy het 3 bene. Die manier wat Jesus die vrou hanteer wat op die grond neergegooi word voor hom, wat op heterdaad betrap is en oorspel. Die manier wat Jesus daai vrou hanteer, het die absolute geheim in van hoe om enige iemand te hanteer en hoe jy graag hanteer wil word wanneer jy gefouteer het. Die waarheid in liefde met genade. Kan nie die waarheid uitlos nie, ons kan nie net onder die maatjie invee nie. Jy kan nie net genade bewys sonder dat daar nie verantwoording is nie. Jy kan nie net waarheid bring sonder dat dit nie in liefde oorgedra word nie. So ons moet na 'n paar skrifte gou kyk wat ek vir julle wil lees. En ek wil dit begin met 'n storie, want ek dink dit is hoe dit prakties in my hart vir my uitspeel. Ons is nie vanoggend besig met 'n oorlog teen 'n mens nie. En hierdie storie klink so. Ek het 'n verskriklike goeie vriend gehad. Hy is nog steeds 'n goeie vriend, maar ons sien mekaar min op skool. Hy het sy hele gesin verloor. Hy het by sy ouma groot geraak. En toe ouma sterf in ons hoërskoolloopbaan, toe vat die welsyn hom weg Moresburg toe na 'n kinderhuis toe. Dit was vir my verskriklik. Maar my pa het gesê hy kom met elke vakansie kan hy na ons toe kom. So Lourens het elke vakansie kom kuier. Dit was vir my soos 'n broer. Ek het nie 'n broer gehad nie. Ons het alles saam gedoen. Maar ek het 'n gesin gehad
Ek het 'n ma en 'n pa en 'n suster gehad wat vir my lief was. En 'n hond. Lourens het niks gehad nie. En ek het min van die goed verstaan. Totdat sy pappa, al was hy in hoe verkeerde goeders betrokke, al het hy hom hoe verwerp, sterf. En ek sien wat dit aan hom doen. En hierdie geliefdes vriend van my, ons is soos Dawid en Jonathan gewees. My pa gee vir ons 'n opdrag. Hy sê, vat die skaap, en dan stap julle nou hier vanaf na die kamp toe, se naam is Blomberg, wat beteken jy gaan oor 2 berge, maar dis middag. En hy sê vir ons, en as dit donker raak, dan stap julle pad langs terug. Hoor mooi wat sê my pa. Die opdrag is, ek weet julle twee het baie om oor te gesels. Ek weet julle gaan loop gesels met die skaap, en die skaap loop rustig. Mens jag nie 'n skaap aan nie. Terug stagies met hom. Maar stap pad langs terug. Want my pa het geweet die donker gaan ons vang. Maar ons twee stap berg oor, grawe kan broodjie langs die pad, lekker, ons is rustig. En toe ons aan die ander kant by die kamp aankom by Blomberg, toe is dit al skemer. En ons twee kyk vir mekaar, en ek is die verantwoordelike een, want ek is veronderstel om die plaas te ken, sê vir hom, jong, pa het nou gesê stap pad langs, maar dis dan baie korter, terug, oor die berg. Ja, sê hy, ons is nog 'n geweer op by ons, so wat sal ons nou worry? En ons vat dieselfde pad terug oor die berg, sonder om te weet dit sou daai aand donker maan wees. Het jy al donker maan gesien? Donker maan kan jy, die maan kom nie op nie. Beteken jy het nie die maan lig nie. Jy kan nie jou hand 'n meter voor jou oë sien nie. Ons is op die berge en ons is af van ons pad af. Ons is weg van die stem wat gesê het, stap pad langs. Want wat sal hy doen as ons nie uitkom nie? Pad langs kom ry en ons kom oplaai. So eenvoudig soos dit. Nee, ons twee vat kort pad. Ons kom daai nag, ek wil nie vir julle sê 12 uur of 1 uur nie, né? En ons was seker omtrent 5:30 was ons al waar ons moes wees. Toe moet ons nou terugkom. Ons kom daai nag laat aan een van die honde tel ons spoor op en kom tot by ons. Ek skiet amper my eie hond dood. Van skrik, hier kom holle ding op jou af, maar jy kan nie sien nie. En hulle kry ons. En ons het 'n geweldige pak slaag daai aand gekry. Want pa het gesê, ek het vir julle gesê, stap pad langs. Dit was my opdrag. Hoekom? Want ons is bekommerd oor julle. Ons is lief vir julle. En Lourens moes ook leer, dat al het hy nie meer 'n pa nie, my pa en my ma is vir hom lief soos 'n pa en 'n ma. En ons moes leer dat as jy die stem van liefde verlaat en kort paaie probeer vat wat jy dink is reg, dan eindig jy op in moeilikheid. Net omdat jy 'n hoërskool is, beteken nie jy het die kennis en die insig en die wysheid van jou pa nie. Al dink jy so. Op 12 weet pappa nog steeds meer as jy. En ek kyk na geen spesifieke mense nou nie. En hierdie storie raak die basis van waarmee die Here met my werk in hierdie week. Want daar's dinge wat ons van die pad af lei, al lyk dit reg. Al voel dit reg. Kyk. 2 Korintiërs 4. 2 Korintiërs 4. Ek gaan vlugtig hierdeur gaan. Jy kan dit op jou eie tyd, ek verwag van jou op jou eie tyd, self deur verse te gaan lees. Maar 2 Korintiërs 4 vers 5 sê die volgende, want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here en onsself as julle diensknegte om Jesus wil. Paulus sê in vers 1 sê, daarom aangesien ons hierdie bediening het volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie, wat hy nou praat van, ons is
Ons het van al die heimlike dinge afstand gedoen. Ons wandel nie meer volgens die lustigheid van die goedes nie. Ek wil nie daaroor praat nie. Ek wil eintlik praat oor die opskrif, meer as net die inhoud. Jesus Christus, die enigste onderwerp van die prediking van Paulus. Paulus sê op 'n volgende plek, sê hy in 1 Korintiërs, liefie, wat ons vanoggend gesê staan het? 1 Korintiërs 2, nê? Ja, 1 Korintiërs 2 sê Paulus, en toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie, want ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Hier staan in my Bybel geskryf, die 9de van die 7de maand 2019, roeping Rossenwil. Nie moet voortreffelikheid van woorde dat ons die evangelie kom verkondig aan julle nie, maar het ons voorgeneem om nie met voortreffelike goedjies, nie met mooi sê goed te kom nie, maar met Jesus Christus en hom as die gekruisigde en opgestane Here. Die sentrum. Paulus sê, wie van julle het redenaars gedoen? Nou, by redenaars kry jy 'n onderwerp. Jy kan gewoonlik as 5 onderwerpe, jy kan kies, wat een van hierdie 5 gaan jy nou oor praat, maar jou onderwerp moet die sentrum bly van jou argument. Jy kan nie die onderwerp verander en op in die opening of in jou slot iets van die onderwerp sê, maar in die liggaam van jou boodskap, in die middel van jou groot boodskap, argumenteer jy iets anders nie. Jy moet bly, want die beoordelaars gaan luister. Nou, hoe beredeneer jy die onderwerp, sodat jy, of dit 'n vir of 'n teenonderwerp is, maak nie saak, hulle wil hoor hoe jy dit argumenteer, en hoe jy by 'n sinvolle slot uitkom van hierdie onderwerp. Paulus sê, Jesus Christus is my onderwerp. En in al my prediking wat ek vir julle gaan bring, gaan ek niks anders beklemtoon as die storie van hierdie Messias nie. Jesus Christus. Ek kan rondom hom borduur, maar hy gaan altyd die sentrum onderwerp bly waaroor my prediking gaan. En ek gaan altyd sy diensknegt wees, maar ook julle sin in die aflewering van hierdie boodskap. En ek hoef nie vir jou te sê, Paulus het 'n lang asem nie. En Paulus kan lang sinne wat klomp goed in het. Maar as jy gaan sit met Paulus en jy breek hy sinne van op, gaan jy sien, elke woord wat hy sê, gaan oor Christus. En hom as gekruisigde. En opgestane Christus. Opgestane Here wat die dood oorwin het en vir ons hierdie lewe beskikbaar gemaak het. Maar die sentrum bly nog steeds, die oog is gefestig op Jesus. 2 Korintiërs 3 vers 17 en 18. Twee Korintiërs 3 vers 17 en 18 sê, die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Is dit 2 Korintiërs? Ja. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou. Die heerlikheid van wat? Die heerlikheid van die wêreld? Die heerlikheid van gemak? Die heerlikheid van bates? Oorvloed? Nee. Terwyl ons die heerlikheid van die Here aanskou, die Here Jesus Christus, soos wat ons na hom kyk, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Paulus wil vir ons sê, tot die mate wat jy jou oog fokus op hom en besig bly met Christus, tot daardie mate gaan jy begin verander na hom. Net soos wat 'n seun sy pa dophou. En kyk hoe hy dinge doen. Stiptelik kyk, hoe doen hy dinge? Kyk maar, as jy om die hoekie gaan,
dan vat hy die hamer en die spyker en hy probeer doen dieselfde ding. Hy wil dit ook doen soos pappa. En Paulus sê, soos wat jy Jesus dophou, terwyl hy in die woord homself aan jou openbaar, soos wat jy kyk na sy lewe, soos wat jy kyk na sy karakter, soos wat jy besig is met Jesus self, sal dit wees asof jy in 'n spieël kyk en Jesus sien en al hoe meer begin verander hy jou. Jy kan nie fisies soos Jesus lyk nie. Ek hoor nou dat iemand sê dit. Dan Jesus daar met klomp gesigte dan. Jy kan nie fisies soos hy lyk nie. Maar jy begin innerlik verander. In die geesmens, in die sielsdepartement, daar waar jy dink, daar waar jy planne maak, daar waar jy redeneer, begin sy manier van dink en doen wat jy in die woord vind, begin joune word. Jy begin al hoe meer lyk soos hy. Daarom is dit maklik om by iemand te kom wat jy 20 jaar laas gesien het, en jy onthou nog julle Stellenbosch stout te gee, ek nou die dag, een van my groot opelle raak geloop. Hy is totaal en al verander. Ek sê vir hom, brother, is dit jy? Hy sê, ek is nie meer daai ou nie. Ek sê, ek ook nie. Ons het begin verander, want ons het albei besig geraak met Christus en besef, terwyl ek na Christus kyk, sien ek lyk nie so nie. Ek lyk nie soos hy nie. Wanneer ek iemand betrap op heterdaad wat 'n fout maak, dan tree ek nie op soos Jesus nie, wat beteken my geestelike demeanor, ek weet nie hoe jy dit in Afrikaans sê nie, lyk nie soos Christus nie. Die woord sê, ons sê, you have the mind of Christ. Maar net omdat Christus in sy volheid in jou woon na wedergeboorte, beteken nie jy tree op in sy karakter nie. Nee, jy moet verander word. Jy moet aanmeld vir verandering by hom, sodat hy homself deur jou kan uitwerk. En stukkie vir stukkie, hierdie grys stof van jou kan verander, soos wat jy dink daaroor. En sê, Here, ek weet ek dink so daaroor in 'n situasie waar ek iemand vang, maar hoe moet ek dink in waarheid, in liefde en genade saam, en hoe moet ek hierdie saak hanteer, sodat die wêreld kan sien, ek tree anders op as 'n jaar terug. En my werksmense, wat sien ek betrap, hulle sê, maar meneer of mevrou het verander. Wat is dit? Wat het hier gebeur? Al nader na die beeld van jou Skepper. Al nader na die evangeliese beeld van Jesus. Na dit wat ons van hom lees, die gelykenisse wat hy vertel, al hoe meer begin voel ek, hierdie goed begin werk in my. Al val ek, al sukkel ek met goeders, ek kom stadig aan agter, hier's verandering in my. Maar dit sal nie plaasvind as jou oog nie gefokus is op hom nie. Dit sal nie gebeur as jy probeer kort paaie vat na hom toe nie. Toe ek die pad Pretoria toe uitsit op die GPS-program 15 jaar terug, was my eerste ding toe ek sien, dis 1749 km, ek het vir die Here gesê, dit is nie die kortste pad nie. Want dis heeltemal, dis so 'n hele kronkel besigheid. Daar het ek beleef hoe die Here vir my sê, ek vat nie kort paaie met jou nie bou, ek vat my pad met jou. So jy moet besluit, wil jy op die kortste pad gaan in jou lewe? Soek jy die maklike, vinnige, lekker antwoordjies? Of gaan jy deur die meule van die lewe gaan en die Here toelaat om selfs die slegte besluite wat jy geneem het ten goeie te laat meewerk? Of al die ander slegte besluite wat ander mense geneem het wat jou beïnvloed ook ten goeie laat meewerk? Sodat in elkeen van hierdie goed Christus wat die oorwinnaar is ook in en deur jou kan werk en jou kan verander as die klei wat op sy tafel lê. Dit gaan nie kom met kort paadjies nie. Dit is nie, ek sê dit, is nie 'n McDonald's uitstappie om Jesus te volg nie. Dit vat tyd. Dit vat commitment. Dit vat verantwoordelikheid.
Dit vat vasberadenheid, dit vat selfbeheersing. Want jy moet daai besluite maak. Niemand gaan jou maak tyd spandeer in die woord nie. As iemand jou maak tyd spandeer in die woord, is dit soos om vir 'n kind te sê, jy sal nou leer. OK, goed, ek sal hier sit vir daai tyd wat jy wil hê, maar ek hoef nie noodwendig te leer. Ek kan rebelleer teen dit. Maar as ek die verantwoordelikheid vat, dat as ek nie nou leer nie, kan ek dalk volgende jaar hierdie jaar moet herhaal. Dan besef ek, o gats, ek moet nou self 'n besluit maak en ek moet iets doen om hierdie vak te leer. Dis wat Paulus probeer verduidelik. Al nader aan die beeld. Nou, 2 Samuel 2, jy hoef nie noodwendig so te gaan, ek gaan vir jou die storie vinnig vertel. In 2 Samuel 2 speel daar 'n storie af. Saul sterf, en Saul se hoofman oor 100, kom ons sê Saul se generaal, wil onmiddellik iemand aanstel uit Saul se familie om die koningskap oor te neem. Maar Dawid se hoofman, Dawid se generaal sê, wow, Samuel het klaar vir Dawid gesalf. Dawid is die koning volgens God. En hier ontstaan 'n ontsaglike ding, wat lei tot burgeroorlog binne God se mense. 'n Bekleierery oor die troon, 'n Game of Thrones, ontstaan in God se mense, tot so mate, dat die generaals mekaar aanvat, en een die ander een doodmaak. En dan is daar 'n versie wat ek vir jou wil lees. 2 Samuel 2 vers 26. 2 Samuel 2 vers 26. Toe roep Abner na Joab en sê, moet die swaard dan vir ewig verteer? Weet jy nie, dat dit op laas bitter sal wees nie? Hoe lank moet die swaard tussen broers mekaar verteer? Hoe lank moet die swaard van 2 manne wat langs mekaar in die oorlog staan en eergister nog saam beklei het, maar as gevolg van 'n klein verskilletjie draai hulle die swaard op mekaar. So ek wil vandag vir jou sê, voordat ek kom by enige van die uitsprake wat gemaak is en goed waaroor ons moet praat en ons gaan daaroor praat, wil ek vir jou sê, in my tyd het ek gemeentes gesien skeer oor klein goedjies. Want mense raak aggressief oor hoe hulle dit sien. En as jy dit nie soos hulle sien nie, begin daar broer teen broer. Hier het 'n burgeroorlog uitgebreek tussen broers. 'n Burgeroorlog. Ek is nie bereid dat broers teen broers en susters teen susters opstaan in hierdie gemeente oor of daar 'n wegraping is of nie. Luister vir my mooi. Ek is nie bereid dat ons skeer oor iets soos dit nie. Die grootste verskil wat daar kan wees tussen ons is 'n 7 jaar verskil. As daar 'n wegraping is, dan is dit 7 jaar voor die wederkoms. As daar nie 'n wegraping nie, is dit nog 7 jaar, dan is dit die wederkoms. Van waar ons gedink het dit gaan wees. Stem ons nie saam dat Christus die sentrum van ons onderwerp waaroor ons praat moet wees nie. Stem ons dan nie daaroor saam nie? Natuurlik doen ons. Ons stem saam dat hy aan 'n houtkruis gehang het. Ons stem saam hy is ons Messias. Ons stem oor soveel goed saam. Hoekom nie kyk na die goed waaroor ons saamstem in plaas van goed wat ons verskil nie? Want as ons verskil oor wie Christus is, dan het ons 'n probleem. As ons verskil oor wat sy karakter is in sy evangelie, dan het ons 'n probleem. As 'n gemeente oor dit skeer, by all means.
Maar ons kan nie oor kantlyn aantekeninge, wat interpreteerbaar na beide kante toe is, so verskil, dat ons so kwaad raak vir mekaar, dat ons die swaard teen mekaar trek, en nie hoor, weet jy dan nie, dat die uiteinde op laas bitter gaan wees nie. En dan sê Paulus, ja, julle byt mekaar, Galasiërs, ja, julle byt mekaar, maar pas op dat julle nie mekaar opeet en verteer nie. Dis dieselfde as wat hier staan in 2 Samuel. Pas op dat die swaard wat jy het nie so skerp is dat jy 'n broer of 'n suster of 'n familielid sal afsny omdat hulle dit nie sien soos jy nie. En so kwaad raak vir mekaar dat mense nie by mekaar kuier nie. Jy sien, ons sien dit sommer in Woester. Sien dit sommer in skole. Dat ons so kwaad raak vir mekaar, dat mense nie by mekaar kuier nie. Wat nog te sê van die evangelie, en die hoeveelheid interpretasie moontlikhede wat daar is. En broers teen broers en susters teen susters, want hoe kan jy dit nie sien soos ek dit sien nie? Ek is nie bereid dat ons dit doen nie, want die liefde sal totaal en al ontbreek in daai proses. En weet jy met wie praat die Here eerste hier? Moi. Eerste. Heel eerste. Met my. Ja, Galasiërs 5 vers 13 tot 15 is eintlik daai mooi gedeelte wat jy kan gaan kyk. Hy sê, die een sien 'n ding so en die ander een sien 'n ding anderste. Ons kyk gou vinnig na Galasiërs. Galasiërs 5 vers 13. Want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik dan nie julle vryheid as 'n afleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Wat by default beteken jy het jouself klaar lief. Nou moet jy leer om jou naaste lief te hê. Maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander een verteer word nie. Ek sien in hierdie tyd wat hierdie uitsprake gemaak is, sien ek baie meer oorlog as net dit wat Dani gesê het. Ek sien oorlog tussen mense wat sê, sien jy, ek het jou al lankal gesê. Hoeveel keer moet ek nou nog vir jou sê dis so? En dan nou sê, wie dink jy is jy? Weet jy hoeveel teologiese agtergrond het ek? Weet jy hoeveel boeke het ek gelees? Weet jy hoeveel navorsing het ek gedoen? Jy vertel nie vir my nie. Ek vertel vir jou. En die klippe vlieg. En die een ou en die ander ou in die woord oor, moet dit nou besnydenis of nie besnydenis wees nie. In hierdie is dit 'n geval van, moet jy nou glo in die wegraping of nie? En dit raak aggressief. Hoekom? Waar is die liefde? Ek sê weer, as dit fundamentele dinge is, wat jou geloof beïnvloed in terme van jou wandel hier. Ja, kom ons gesels. Maar om te beklei oor iets wat niemand van ons weet eers wanneer dit gaan gebeur en hoe dit gaan gebeur nie. Why? En ek moet sê, ek moet eerlik met julle wees. Ons was die naweek by Mighty Men. Ek stem nie saam met alles wat van die verhoog af gesê word nie. Ek stem nie saam met almal se uitkyke daaroor nie. Beteken dit God het nie vir hulle 'n plek daar gegee nie? Wie's ek? Ek sit onder op 'n stoel. En ek moes daar sit en sê, Here, praat met my. In plaas dat ek krities is op almal daarbo, praat met my en Here, as ek my bou. Mighty Men het 'n baie spesifieke plek in my paviljoen. Baie spesifieke plek. Hier word mense wakker vir die eerste keer. Geliefdes, kan ek vir jou sê, waar het ek wakker geword op 'n stadium? Jy gaan nou gaan jy weer stoel afval. In een van my diepste gate waar ek was, het die Here my kom oplig deur 'n geskenk wat iemand vir my gee. Your best life now, deur Joel Osteen.
Ek is nie 'n aanhanger van Joel Osteen se lering nie. Maar deur daai boek het die Here met my gepraat en my uitgelig. Sal ek hy boek aanbeveel vir iemand? Nee. Maar die Here het op 'n moment gesê, hierdie is nou die stepping stone wat jy nodig het, en ek weet jy het nou dit nodig, om daar uit te kom, sodat ek met jou verder kan klim in die paviljoen. Wees versigtig oor hoe jy omgaan met mense, wat op 'n ander paviljoen blokkie as jy is. En hy genade, want jy was ook daar. Ek was daar. Ek was die charismaat wat rondgehardloop het en links en regs koppe afgekap het en te kere gegaan het en geklim het, gesê het, neem het en klim het en alles sal so wees, en die Here het nog steeds met my genade daar gehad en toegelaat dat ek daar was, want hy het geweet op 'n sekere ander dag gaan hy begin met my op 'n ander level te werk. So nou wil ek almal uitruk hierso waar hulle is en sê, hoe kan jy dit so sien? En iemand haal die naweek net weer daai gedeelte aan van die ou aan die kruis, waar hy 1 uur se prediker sê, imagine daai ou kom in die hemel aan. En hy kom by die pearly gates. En die engele sê vir hom, op grond van wat is jy hier? Hy sê, ek weet nie. En die engele vra vir hom, wat was jou lering? Nee, ek weet nie wat lering is nie. Wat is 'n kerk? Niks van kerk af nie. Is jy gedoop? Wat is doop? Verstaan jy wat geregtigheid beteken? Geen idee nie. En alle engele bespreek mekaar, kry vir ons 'n hoër rang asseblief, kry vir Gabriël of Michael of iemand, maar ons moet nou besluit, is dit 'n fout dat hierdie ou hier is? En eventueel vra die hoogste gesag, dis nou 'n joke wat die ou nou maak, maar dit het 'n mooi betekenis vir my. Waar hy sê, uiteindelik sê die hoogste rang in die hemel in terme van engele vir die ou, op grond van wat verdien jy om hier in te kom? En daai ou sê, Jesus, nie Messias, het gesê, ek kan inkom. And that's it. Daai ou het niks geweet van die res nie. Maar toe hy langs Jesus hang, toe erken hy wie hy is. En in sy uitspraak na sy medepligtige wat langs hom hang, sê hy, ons twee is skuldig. Ons verdien dit hier. Maar hierdie man nie. En daarna draai hy na Jesus en hy maak hierdie uitspraak en sê, Here, dink aan my. Here, erkenning van wie Jesus is, koning, verlosser. Dink aan my wanneer u vandag in die paradys is, menende, ek weet nou, ek glo, alles is opgesluit in daai statement. Hoor jy daar, 10 minute, vergifnis, wat noem ons dit, 'n sinnerspreek. Hoor jy dit? Nee, jy sien 'n opregte hart, wat draai, man, die rook draai al uit hom uit, so op pad is hy hel toe. But in a moment, toe hy bely wie hierdie man is, toe sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, vandag is jy daar saam met my. En op grond van dit, gaan die deure van die hemel vir hom oop. Weet jy hoeveel engele sal hom wil uitskop, om te sê, jy verdien nie om hier te wees nie. Kyk hoe lyk jou lewe, dis sit jy op 'n kruis, jy het dit verdien, jy is veroordeel tot die dood. Weet jy hoeveel twak moes hy aanjag om dit te verdien? Kruisiging was amper die laaste uitweg. Hulle het soveel ander strawwe voor dit gehad, wat hierdie ouens al moes deurgekom het. En tog beerwe hy die koninkryk. Almal hoef nie te dink soos jy nie. Almal hoef nie te glo soos ek nie. Maar as ons kan saamstem oor die fundamentele dinge, dan kan ons saam die Here se aangesig soek, sonder om mekaar te verteer oor iets soos 'n wegraping. En ek sê dit vir julle, omdat ek vir julle lief is. En ek hoop julle is lief genoeg vir my, om te hoor wat ek sê. En saam met my te stap in hierdie beskerming van ons gemeenskap van gelowiges, wat all over mekaar verteer, omdat die liefde ontbreek. Maklik om waarheid uit te ruk. Selfs maklik om te vergewe. Maar ek verteer in die proses.
OK. Kom ons kom gou na die uitspraak toe. Want wat maak ons nou van wat gesê is? In die tweede onderhoud, en onthou nou, daar's 'n onderskeid tussen die persoon en die uitspraak. In die tweede onderhoud, nadat dit nie plaasgevind het nie, sê die persoon dat ek het 'n fout gemaak. Ek het misgevat. En hy sê, as ek enige iemand te nagekom het daar buite, dan vra ek om verskoning. Aanvaar ons daai verskoning? Ek dink so. Ons aanvaar dit. Ek het nie 'n probleem om 'n mens te vergewe wat sê ek is jammer oor die uitspraak wat ek gemaak het nie. Maar om vir mense om verskoning te vra is een komponent. En dis aanvaarbaar. Maar nêrens in die tweede onderhoud is daar 'n erkenning dat ek in my eerste onderhoud gesê het. En ek het dit weer gaan luister om seker te maak. Die eerste onderhoud gesê. Toe sê Jesus vir my, Dani, ek kom my kerk haal die 23ste en die 24ste Desember onteenseglik. Niemand kan niks teen dit sê nie, dit gaan gebeur. Wat beteken? Ons praat uit die mond van God, ons quoteer vir God dit wat hy gesê het. Jesus het vir my gesê, ek kom haal my kerk die 23ste en die 24ste. Daai uitspraak moet ons oor praat. As jy in die eerste persoon praat, namens die Here, kan ons nie net vir mense sê, vergewe my nie. Dis 'n baie laer saak. Die groter saak is, wat maak ons met die uitspraak en die profesie wat gemaak is, dat God dit gesê het. Wanneer die profeet gekom het van die berg af, het hy gekom met 'n woord van die Here, en hy het na die koning toe gekom en gesê, koning, so sê die Here. Dis presies wat hier gebeur het. Geliefdes, almal wat op Facebook, op Instagram, wherever is, wat luister, julle so sê die Here, hy kom haal sy kerk die 23ste en die 24ste September, onteenseglik. Want waar los dit ons op die 25ste? Waar los dit ons vandag op die 28ste? Net met een van twee plekke. Of Jesus het gejok, of Jesus se woord kom leeg terug na hom toe. Dit wat hy gesê het, het nie gebeur nie, want hy het nie genoeg mag en krag om dit uit te voer wat hy sê nie. Wat beteken as hy nie is wie hy sê hy is nie, wat van al die ander goed in die woord? Is hy regte God? Was hy maar net 'n mens? Is sy opstanding waar? Is hy die seun van God en ook God self? Is hy die Messias? Is hy die verlosser? Besef julle toe Johannes in die tronk sit, toe vra hy hierdie tipe vraag. Stuur sy disippels. Nou Jesus toe sê, is u die een of wag ons vir iemand anders? En Jesus stuur vir hom terug 'n boodskap. Johannes, geseënd is hy wat nie aanstoot neem in my nie. Alles rondom my is waar. Jy's net nou in 'n tight spot. En jy soek verlossing uit die gevangenis en jy gaan nie daar uitkom nie. Van jou dood gaan my dood aankondig. Wat maak ons met die uitspraak van 'n profetiese woord wat nie so uitgevloei het nie? Want as Jesus nie gejok het nie, moes dit plaasgevind het. Of Jesus het dit nie gesê nie. Maar as gevolg van sekere dinge wat gebeur het iemand miskien van Blomberg af 'n ander pad huis toe gevat as die pad wat die Vader gesê het. As gevolg van afdraai paadjies en as gevolg van gevaarlike goed wat gebeur het langs die pad, waar ek dink ek definitief waag om vandag oor te praat.
Is iemand so oortuig dat alles bymekaar kom op dit, dat ek bereid is om die Here se naam te koppel aan dit. En die Bybel wat ek lees sê, jy sal die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Die woordjie is laster. Om te sê, so sê die Here, as die Here nie so gesê het nie. Jesaja 30. Wie die een wat planne maak, maar is nie uit my uit nie, sê die Here. In 1 Timoteus 1:18 is 'n verskriklike, moeilike woord om te hoor, maar dis iets wat gehoor moet word. 1 Timoteus 1:18. Hierdie boodskap vertrou ek julle toe, my kind Timoteus, ooreenkomstig wat die profeseë wat vroeër aangaande jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry en aan die geloof en 'n goeie gewete vashou. Sommige het dit van hulle weggestoot en aan die geloof skipbreek gelei, onder wie daar, luister mooi, onder wie daar Hymenaeus en Alexander is, wat ek aan die Satan oorgegee het, sodat hulle kan leer om nie te laster nie. Om nie God se naam te koppel aan iets wat 'n ideologie of 'n teorie in my eie hart is nie. Niemand van ons sou enige probleem gehad het as die uitspraak was, al die tekens dui op die 23ste en die 24ste nie. Maar kom ons kyk. Niemand van ons sou 'n probleem gehad het daarmee nie. Maar die oomblik as jy sê, toe sê die Here vir my, Dani, op die 23ste en die 24ste kom haal ek my kerk. En om dan 'n paar dae later te sê, nee, dis 'n afleiding wat ek gemaak het. So die een oomblik sê jy, die Here het gesê, die volgende oomblik sê jy, dis 'n afleiding wat ek gemaak het. As jy ooit vir my hoor sê, so sê die Here, en dit wat die Here sê gebeur nie, moet julle lief genoeg wees vir my, vir al my manne, my broers, of om my berg te vat iewers te gesê, ons moet gaan sit. Want as dit nie die Here is wat dit gesê het nie, waar hoor jy dit? Hoekom is jy so oortuig daaroor? Tot by die punt wat jy sal sê, ek koppel die Here se naam, ek laster die Here se naam, om hierdie saak regverdig te laat klink. Want die woord van die Here kom nie leeg terug na hom nie. Is hy dan 'n mens dat hy kan lieg? Nee, sê die woord. So wat het daar gebeur? Hoe kan iemand so oortuig wees dat hy die Here se naam daaraan koppel? En ek is verskriklik hartseer daaroor. Ek is hartseer omdat hy 'n broer in die Here is. Ek weet hy het 'n solid getuienis. Ek is hartseer dat daar nie 'n uitspraak gekom het wat gesê het, ek ween voor die Here omdat ek so oortuig was dat hy dit sê en dit was nie hy nie. Waar het ek dit dan verloor? Waar het ek dan die pad verlaat? Waar? En ek dink dis iets wat ons uit moet leer sonder om 'n klip te gooi na die mens toe, om te sê, daar moet nog steeds verantwoording wees oor wat gesê is. Ons kan nie daarvan af wegkom nie. Elkeen van ons gaan verantwoording doen in ons eie skoene oor wat ons sê, die Here sê vir ons of so. En ek weet, 80% van die uitsprake op die internet sê, elke tweede ou sê, so sê die Here, so sê die Here, so sê die Here. Dis nie net een persoon nie, maar nie almal gaan viral met video's en sê, onteenseglik dit gaan so wees nie. En toe is dit nie. Nou wat maak ons nou daarvan? Lieg ons God? Of het iemand van Blomberg af oor die berg gestap? Volgende uitspraak wat gemaak is, if I'm to be a fool, I'll be a fool for Jesus. Van dieselfde persoon. I made a fool out of Jesus. As Jesus nie is wie hy sê hy is nie, het ek en jy 'n groot probleem. Groot probleem.
In Genesis kom Jesus na Adam en Eva toe. Hy wandel saam met hulle. In die begin was die woord. En die woord was by God en die woord was self God. Christus is die woord, hy is van die begin af daar. En hy wandel saam met Adam en Eva. En hy sê vir hulle iets verskriklik belangrik. Ons moet vir mekaar sê, kom ons dink saam. Kom ons het koppe by mekaar. Waar kan iemand wat so opreg die Here dien, dit so erg mis? En met al ons genade en liefde wat ons het, moet ons nou die waarheid betrag. Ons kan nie net die waarheid en die genade gee. Ons gee dit. Ek hoop jy kan dit gee. Genade. As jy nog nie oortuig was van iets wat verkeerd uitgedraai het nie. Ek was al seker oor goed wat die Here vir my sê, en as die uitkom is anders dan, of waar los dit my? Het los my by 'n selfondersoek. Oor waar het ek van Blomberg af oor die berg gestap, in plaas van op die pad gebly? Nadat my pa gesê het, bly op die pad. En as jy groot genoeg is, dan kan jy sê, Here, help my verstaan. Ek is so lief vir U, U weet ek is so lief vir U, maar het ek nou 'n fout gemaak, en ek was oortuig van, en die Gees van die Here is mos lieflik, man. Dink jy nie die Gees van die Here sal kom en vir jou kon sê, kyk my kind, kyk goed daar. En ek wil hê jy moet daar iets gou kyk. Jesus sê vir hulle, daar's 2 bome. Die een boom is die boom van lewe. En die ander boom is die boom van kennis van goed en kwaad. Van die boom van lewe mag jy eet. Wat sê hy daar? Hy sê, dis ek. Want in die Nuwe Testament sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. So die boom van lewe is die boom van Christus. Hy sê, eet van my soveel as wat jy wil. Daar's lewe in my. Maar as jy jou oog van my gaan afhaal, en jy haal jou oog van my af deur die boom wat jy nie mag eet nie. Dis 'n boom van Jesus plus nog iets. Kennis. Kennis van dinge wat jou wegvat van die boom van lewe af. Met die gooiste, met die mooiste, beste bedoelings wat jy het, is daar afdraaipaadjies, kort paadjies. En wat kom hy doen die vyand? Hy gaan op daai enetjie en hy sê vir Eva, regtig? Is God nie net bang as jy van daai vrug eet, word jy soos hy nie? Hoekom sal Jesus sê, moet nie van daai boom eet nie? Maar die vyand kom en sê, maar ek sien die gap. Ek gaan nou juist hierdie boom promote, want ek sien, as hierdie kinders, hierdie geskape wesens van God, hierdie ding gaan doen, gaan ek hulle fokus van die boom van lewe afhaal, en deur wat hulle toe doen om te eet, wat gebeur? Daar kom skeiding tussen die fellowship van God met sy kinders, die sondeval vind plaas. Wat eventueel veroorsaak, dat Jesus, die boom van lewe, Jesus aan daai boom moet sterf, om vir ons nuwe lewe te kry en versoening. As gevolg van een oortreding. Kennis, kennis, kennis. Daar is nie meer as Jesus nie. Daar's meer van Jesus. Maar daar's nie meer as Jesus nie. As die redenaars kompetisie in jou lewe begin raak oor baie argumente, en Jesus is maar net 'n argument daar binne, dan is hy nie die sentrum en die volle onderwerp van jou redenaars toespraak nie. En daarom sien jy, dat daar mense is wat met die naam van Jesus rondgehardloop het. En duiwels uitgedryf het, en toe praat die een duiwel terug, en sê, wow. Jesus ken ons. Paulus weet ons van, maar wie is julle wat hierdie naam rondgooi? Oeps, Jesus was nie die sentrum van hulle onderwerp nie. Hy was net 'n powerful tool om te gebruik. En toe spring hy duiwel op hulle en hy gee vir hulle 'n pak slaag. En ek wil vra, met my hele hart oor my uit vandag,
Pas op vir die afdraaipaadjies langs die pad, waar die vyand op 'n slinkse manier bring, om te sê, as jy nou net hierdie saak ondersoek, as jy nou net in hierdie avenue afloop, dan gaan jy kennis opdoen wat vir jou baie, baie gesond gaan wees. En as jy nie oplet nie, en jy's nie geestelik wakker nie, kan dit jou op 'n afdraaipaadjie vat. 'n 1 graad koördinaat verskil hier vanaf Calvinia toe is 150 km na die verkeerde kant toe. 1 graad hierso. So 150 km daarvoor. Jy mis nie net my plaasie, jy mis die omgewing. Jy eindig op 'n brandvlei. Dan moet ek jou daar kom haal. So. As ek nie nou met die gesindheid van Christus gaan optree nie, dan fouteer ek. So ek vra vir jou om te hoor wat ek sê, maar moenie afleidings maak nie. Moenie aanstoot neem nie. Ek wys vir jou wat ek voel die Here vir my wys as gevaarlike dinge rondom kennis. Wat jy hiermee doen is jou saak. Ek maak nie 'n wet hiervan nie. Ek gaan net sê pas op. Pas op. Wie is jou mentor? Wie is die mense met wie jy skouers skuur rondom die evangelie en die uitleg van die Bybel? Kom ek vertel jou gou van iemand. In die, ek is sleg met datums. In die vroeë 1900s as ek reg is. Kom maar 'n ou Suid-Afrikaner met die naam van John G. Lake. En John G. Lake, herken jy die naam? John G. Lake was 'n passievolle, charismatiese spreker. 'n Ou wat kon sy woord doen. Hy kon 'n redenaarskompetisie wen. Hy was 'n goeie spreker. Maar hy het snaakse teorieë aangehang wat vreemd was vir die kerk van sy dag. Teorieë wat ontwikkel is omtrent 100 jaar voor hom. En hy kom met hierdie konsep Suid-Afrika toe van die bonatuurlike, om gedoop te word met die Gees, bring al hierdie krag uit, en jy loop rond, en jy diagnoseer mense deur jou hand op hulle te sit, 'n dokter of wat jy doen nie, en jy genees mense links, regs, en alles gebeur net soos wat jy sê, so die name it en claim it ding kom baie sterk deur John G. Lake. En een van die ouens wat toe vat aan hom, is 'n prediker met die naam van Francois Venter. En Francois Venter hy leer homself Hebreëus. Hy glo so vas dat hy's 'n messiaanse Jood, dat hy begin om 'n vermenging te doen van John G. Lake se teorieë met Hebreëse kultuur. Tot so mate dat hy die volgende uitspraak maak en sê, as hy sou sterf, binne 3 dae sou die Here Jesus hom opwek. Hy sê, die Here sal hom opwek binne 3 dae. Julle kan maar kyk, dit gaan so wees. Francois Venter is nou nog dood. Hy het nie opgestaan nie. Maar hy was 'n baie goeie vriend van Dani Botha. Wie is jou mentor? Francois Venter se bediening het soveel skade gelei na die uitsprake wat hy gemaak het. Sy familie het seer gekry daardeur. Die koerante en die media het hulle gas gegee. Alles om meer kragtig en powerful te wees. In 'n tweede onderhoud sê Dani presies hy sê ek soek dit wat John G. Lake gehad het. Ek soek daai doping met die Gees wat so powerful is dat ons by mense verbystap en hulle word onmiddellik genees en ek wil vir hom sê, my broer, ek sê nie dit is dat jy nie die Here dien nie. Al wat ek wil sê, dit lyk vir my na 'n afdraai paadjie.
Wat het geraak van Christus Jesus, die sentrum van jou prediking? Mense raak so vasgevang in eskatologie en die eindtydtye en die tekens wat moet gebeur en watter maan is nou 'n bloedmaan en watter oorlog is nou die finale oorlog of wanneer gaan Armageddon aanbreek, dat hulle op 'n afdraaipaadjie gaan van die een, hulle begin berg oorstap en voor hulle vir hulle kom kry, is hulle so vasgevang in hierdie ding wat hulle ondersoek, so vasgevang dat hulle absoluut oortuig is dis die Here. Maar Christus as die sentrum, die boom van lewe en hy intieme verhouding het skibreek gelei. En as iemand vir my sê, Bou, jy moet Hebreëus en Grieks leer. Anders verstaan jy nie waarvan af die Bybel kom nie. En nou ons begin om sommetjies te maak uit die Bybel uit en wiskunde toe te pas. Hulle noem dit numerology. Waar jy sekere getalletjies vat en alles by mekaar sit en dit bring vir jou na 'n punt toe om te sê dit is dit gaan gebeur. Die wiskunde lieg nie. Sê ons vriend, my broer in die Here. Ek wil met respek van hom praat. Ek wil met respek van hom praat. Maar ek stem nie saam met sy uitsprake nie. Die wiskunde kan nie jok nie, sê hy. Alles dui op 'n halwe termyn, nog 'n termyn en 'n halwe termyn, maak al die somme met mekaar. Dit wys presies die 23 en die 24 onteenseglik, die wiskunde kan nie jokkie. En toe het die wiskunde uitgewerk. Nee. En in die volgende onderhoud, dan gaan hy verder met die wiskunde. Die wiskunde wys die volgende goed en die wiskunde kan nie jokkie. My geliefde, kom terug na die boom van lewe toe. Pas op vir die afdraaipaadjies, wat verskriklik interessant lyk, maar dit lei jou weg van Jesus af. En dit maak jou dat jy voel, die kennis wat jy opgedoen het, is so belangrik, en jy eet van 'n boom wat jy nie van weet nie, en jy verstaan hoe gevaarlik die vrug van daai boom is nie. Die bonatuurlike is 'n kosbare gedeelte van jou van bediening. Die almagtige hand van die Here, wat dinge doen waar jy net 'n toeskouer van is kosbaar. Die gawes van die Gees is kosbaar, maar as jy 'n oorfokus daarop sit, en jy wil dit so graag hê, dat is alwaaroor jy kan bid, is dit, ek soek dit, ek soek dit, ek soek dit. Begin jy met 'n demanding proses waar die Here moet doen wat jy wil hê, asof jy 'n remote in jou hand het en bevele kan uitgee. En ouens soek so na die gawes dat hulle die gewer van die gawes mis. Bly in die boom, Johannes 15. Bly in my, in die wynstok, soos ek in julle. Bly in my. En as jy 1 Korintiërs 12, dan sal ek deur jou werk met my gees die gawes soos en wanneer ek wil. Wow! Here, so beskikbaar, maar ek kan nie vir u sê wat u wanneer vir my moet gee en hoe u dit moet gee nie. As jou begeerte van meer van Jesus, of Jesus plus 'n klomp afdraaipaadjies wat jy moet loop, om iets te verstaan wat die Bybel klaarblyklik nie duidelik genoeg sê nie. Ek voel jammer vir my broer. Ek voel jammer vir hom. Maar ek voel, hy moet tot verantwoording geroep word om te sê, so sê die Here, as dit nie uitgespeel het, soos wat hy gesê het nie. En ek hoop regtig, daar's manne wat lief genoeg is vir hom, om saam met hom te kan gaan en te sê, kom ons gaan sorg die ding voor die Here uit. Want wie gaan nou verder glo as hy sê, die Here het gesê dit en dit en dat? Wie gaan hom nou glo? Hulle gaan spot met hom. Hulle gaan spot met sy kinders, hulle gaan spot met sy vrou, hulle gaan spot. Ek wil nie dit vir hom hê nie. Ook nie vir sy gesin nie. Ek gun dit nie vir iemand nie. Maar as gevolg van die uitspraak, voel dit vir my, die fokus is af van Christus af en die fokus is op al hierdie ander dinge. Die onderwerp van die redenaarskompetisie het verander. En as kerk word nooi om 'n toespraak te lewer, is alwaaroor ons kan praat, is eskatologie, eskatologie, eskatologie.
Later is jy so vol van eskatologie, eindtyd dinge, dat jy weet nie meer om die evangelie en die broosheid van die skat in 'n erdekruik oor te dra nie. 'n Kompas het 'n ware noord. 'n Ordentlike kompas, nie die goed wat agter op 'n survival knife kom nie. 'n Ware kompas, 'n ordentlike kompas het 'n ware noord. Soos wat jy na verkeerde kant toe draai, bring die naald jou terug en sê vir jou, die kant toe, jy's nie op ware noord nie. Elke bietjie wat jy afgaan, wys hy vir jou watter kant toe moet jy terugkom. Dis die gees van die Here wat wil sê, die boom van kennis lyk lekker. Sy vrug lyk goed om te eet. Maar wat hy met jou gaan doen, is hy gaan jou wegvat van ware noord af. En hy gaan jou passievol maak, absoluut passievol oor die onderwerp wat jy nou redeneer. Tot so 'n mate dat jy oortuig is wat jy hoor. Behalwe dit speel nie uit nie. En dan los dit jou op 'n verskriklike, moeilike plek daarna. Baie moeilike plek. Ek vergewe hom. Ek vergewe hom. En ek is lief vir hom. En ek hoop jy ook. Maar ons kan nie wegbeweeg van die goed wat gesê het, wat uitspeel op Gods lastering nie. Dis lastering om te sê, so sê die Here, as die Here dit nie gesê het nie. Want God is nie 'n leienaar nie. So die enigste ander persoon wat die verkeerde eind van die tou kan vashou is daar nie. En ek wil graag dit hoor. Ek is jammer, Here, dat ek dit gesê het. En ek weet, ek is lief vir U. Maar iewers moet U vir my wys, waar het ek kort paai gevat en waar het ek van die boom van kennis geëet wat ek nie moes nie, watter inligting het ek ingewin, watter buitebronne het ek gebruik, wat nie Bybels is nie, maar kantlyn aantekeninge wat my van die pad af en van die ware noord af gevat het. En dit moet jy met my kan doen. Dit moet jy met my kan doen, as jy voel ek doen dit. En dit moet ek kan hanteer. As jy met die liefde en die genade kom, maar die waarheid kom neersit. Ek moet dit kan handle. En ek moet kan sê, jammer. En ons moet kan saam die Here soek oor waar die afdraai paadjie gekom het. Waar is daai boom van kennis? Versus die boom van lewe. En dan moet ons saam kan vorentoe gaan. Dit is wat 'n gemeenskap van gelowiges doen. Jy los nie iemand nie en jy shame nie net iemand nie. En hardloop weg en sê, klaar, vals profeet. Was 'n vals profesie, ek stem saam. Maak nie die res van sy bediening vals nie. Stem ek saam met al die goed wat hy sê? Nee. Hy is 'n kind van die Here, ek weet dit. Ken sy getuienis. Mag jy in jou lewe, geliefde, by die Here se voete gaan sit en sê, Here, as ek besig is om 'n kort paadjie te vat, in plaas van pad langs te loop waar U gesê het, kom wys dit vir my. Here, as ek besig is om kantlynbronne belangriker te ag as die woorde van God self opgeteken in hierdie woord, wat geïnspireer is, die volle woord wat geïnspireer is, om my staande te hou by die aarde. Here, dan moet U dit vir my wys. Is jy dan groot genoeg om daarvan af weg te beweeg? Of gaan jy by my kom sit en sê, Bou, hoekom is die boek van Henog nie in die Bybel nie? Hoekom is hy nie opgeneem in die kanon nie? Ek weet nie. Ek weet nie. Maar as ek glo die hele woord is geïnspireer deur God, dan kan ek vir jou sê, dit was nie die Here se wil dat hy in moet wees nie, as ek moet inlees. En ek sê met jou saam, Henog was so kosbaar, hy is lewend opgeneem in die hemel. Maar dis nie opgeneem hier nie. En daarom is dit 'n buite-Bybelse bron wat 'n afdraaipaadjie kan veroorsaak. En kan ek vir jou met my hele hart vandag sê, en ek kan vir jou 'n voorbeeld noem, ek kan vir jou naam en 'n telefoonnommer bysit, van iemand wat so geïnteresseerd geraak het oor die apokriewe boeke, dat hulle vir Jesus totaal en al verloon het. Totaal en al verloon het.
En ek kan vir jou getuienis aanstuur, vra dit vir my persoonlik, want ek gaan dit op die groep sit hier. Ek kan vir jou getuienis aanstuur, van 'n ou wat Hebreëse klasse aangebied het, en geglo het, hy sien dit op die enigste manier, tot ek die Here van kom sê het, waar's ek in jou Hebreëse klasse? Waar feature ek? Of is dit net jou kennis? Hebreëus is so 'n lieflike taal, maar hy word geskryf sonder klinkers. Jy kan 'n M en 'n T langs mekaar sit, en ek kan 'n A aan die binnekant sit as dit mat, ek kan 'n O aan die binnekant sit as dit mot, ek kan 'n E aan die binnekant sit as dit met. Watter een van die drie is dit nou wat hulle bedoel? So as jy daai kennis wil opdoen, moenie maak of jy heiliger as iemand anders is, omdat jy daai kennis het nie. En moet dit nie gebruik om die Bybel te probeer overrule of goed in te lees hierin vanuit 'n buitenste bron wat nie hier staan nie. Want dit is 'n afdraaipaadjie en is 'n vrug van die boom van kennis. En dit gaan vir jou skade aanrig, nie net vir jou nie, dit gaan aan jou verhoudingsskade aanrig. Toe ek rondgehardloop het met my charismatiese oortuigings, het my vriende van my sit gemaak een aand en gesê, "Bou, as jy nog een boekie vir ons koop." Om vir ons te sê hoe ons dit moet sien. As jy nog een keer by 'n braaivleis vir ons gaan vertel hoe ons alles verkeerd verstaan, dan gaan ons vriendskap dit nie maak nie. Want jy hou vir jou holier than thou. Maar Saterdag aand by Klipwerf, dan haal jy ook maar jou bottel brandewyn uit. Ja, dis soos ek geopereer het. En hy gaan nie vol terug huis toe nie. Hy sak. Maar ek wil vir almal rondom my vertel hoe hulle dinge moet sien. En ek het die onderwerp van my prediking gemis. Dit was nie Christus wat die onderwerp van my prediking was nie. Dit was lering volgens iemand anders se siening daarvan. En ek was so adamant daaroor dat ek aggressief geraak het. As jy dit nie so sien nie, wil ek met jou niks doen nie, ek sny vir jou af. Kom ons leer uit hierdie ding. Kom ons bid vir mense. Kom ons gee genade. Kom ons hê liefde, maar kom ons wees braaf genoeg om te sê, wat is die waarheid, wat net een persoon noem homself die waarheid. Die weg in die lewe, net een, Christus. En as dit nie klop met hom nie, en dit kan nie geverifieer word in hierdie Bybel nie, pas op. Dis 'n afdraaipaadjie, dit kan geweldige skade in jou lewe, geloofslewe en verhoudings rondom jou aanrig. Dis groter as net Dani Botha. Dis groter as enige ander profeet wat gesê saam met hom gestem het. Dis groter want jy bring die Here in as jy sê, so sê die Here. En dit speel jy uit. Nou kan jy jou klip gooi as jy voel, ek veroordeel. Want ek weet, die week het maar klippies gevlieg, wat verby is. En die uitsprake was nie eens rof nie. Wat is die onderwerp van jou prediking? Wat is die sentrum van jou gesprekke met mense wanneer dit kom by jou geloof? As dit nie Jesus Christus en hom as die gekruisigde Here, die Seun van God, wat aarde toe moet kom is nie, as daar nie genade en liefde betrokke is by jou waarheid nie, waarmee is jy besig? Watter boek is jy besig om te lees? Watter podcast is jy besig om te volg? Waarmee is jy besig wat vir jou weglei van jou intimiteit met die sentrum van die onderwerp Christus Jesus homself? Wees gewaarsku. Matteus 24 sê, in die laaste dae sal dit so erg wees, dat selfs die uitverkorenes, the very elect, kan mislei word. Niks verhoed my en jou om ook mislei te word. Daar is 'n stemmetjie wat vir jou sê, nee man, die pad loop nie hier langs, hy loop eintlik hier langs. En jy is so oortuig daarvan, dat jy sal sê, so sê die Here. Jy is nie kwytgeskeel daarvan nie. So moenie 'n klip optel en hom met 'n klip gooi nie. Wees net verseker oor hoe die gevare lyk as jy jou oog afhaal van die boom van lewe af
en met enige kantlyn dingetjie besig raak. Al lyk dit hoe interessant, pas op, dat julle nie mislei word nie, en dan mekaar begin verteer, want hierdie boek sê dit, en daai ou se boek sê dit, en nou staan ek en 'n vriendin lynreg teenoor mekaar, en steek mekaar met 'n mes. Ja, niemand weet die tyd nie, en dis aangehaal as 'n idioom. En in al die navorsing wat ons hierdie week gedoen het, staan daar, dat dit is van die 1830s af, toe die hele konsep ontwikkel is van, help my gou, die verskillende zones waarin die aarde opgedeel word. Dispensasie. Toe die dispensasie ding uitgewerk is toe die wegraping vir die eerste keer 'n konsep geraak het in 1830. Daar is die konsep ontwikkel dat daai skrifgedeelte 'n idioom is. En in die Hebreëse kultuur is dit presies so oud ook, vandat mense daaroor praat. Maar in al die historiese navorsing terug, van 1830 af terug, tot by die oorsprong van die Jode, kan niemand en enige rabbi sê dat dit 'n idioom was nie. So dis 'n baie jong Hebreëse aanname, maar is nie 'n oorspronklike Hebreëse lering gewees nie. Ek kan ook môre die Bybel herskryf. Ek kan ook môre vir jou sê, om 'n sekere ideologie waar te maak vir my, dat sekere van hierdie goeders is idiome, en hoe jy dit moet sien. Maar jy moet dit kan ondersoek, en onderskeiding kan hê, oor wanneer dit Christus is of nie. Want jy hoor ook jou eie stem, jy hoor ook wat jy graag wil hê, jy hoor ook ander mense, jy hoor ook mentors, jy hoor ook leerlinge en professors praat oor goeders, en jy hoor ook die vyand. En jy moet kan onderskei watter een is die Here en watter een nie. Daarom moet jy hom ken. Jy moet sy stem ken, want Johannes 10 sê sy skape ken sy stem. Ek sê weer, ek maak nie vir Dani Botha af as 'n vals leraar nie. Maar sy profesie wat hy gebring het, was vals. En hy gaan verantwoording moet doen voor die Here daarvoor. En ons ook. Hou op die klippe gooi. My liefde en waarheid en genade, terwyl jy kyk na enige saak daar buite. Dit verlang Christus van ons, om waaragtig daar buite te beweeg, en waaksaam te wees in die tye waarin ons leef. Wie wil iets byvoeg, wie wil iets wegvat? Asseblief, ek maak die vloer op. Elsa Marie. Ja. En die boom van kennis kan maklike afgod raak, want ek is so oortuig dat ek hierdie lering van my aanbid amper. Ek is oortuig daarvan. En dis maklik om mislei te word. So laat ons nie oordeel oor iemand wat mislei is nie. Kan jy dit gou vir Rita? So my nette statement. As jy dit in die wêreld gaan soek, gaan jy wonder. As jy dit in die woord gaan soek, gaan jy weet. So as jy in die wêreld, as iets jou laat wonder, gaan soek dit in die woord. Ja. En in die konteks van die woord. Nie 'n versie hier en 'n versie daar. In die konteks van Christus die onderwerp. Weet jy dat ek nou by julle twee, weet jy dat in die begin van Openbaring staan daar, hierdie is die openbaring van die Here Jesus Christus. En toe Johannes na Patmos toe verban is, dink net gou prakties. Hy word verban Patmos toe. Hy het nie WhatsApp om te kommunikeer met die gemeentes nie. Hy moet briewe skryf. Tussen hom en die plek waar die brief moet uitkom, sit iemand wat daardeur gaan lees. En sê, nee wat, hierdie brief gaan vuur toe. Hierdie ou is besig om die Romeinse ryk teen te gaan. Hy moet baie beeldspraak gebruik wat die eerste leser van daai brief gaan verstaan. Daar's 'n klomp konsepte vir Openbaring wat klaar gebeur het. Jy kan nie net eskatologie voer uit dit moet nog als kom nie. Daarom sien julle, ek hardloop nog nie soontoe. Ek tot die Here nie regtig duidelik praat nie, gaan my fokus bly op die laaste opdrag, Christus en hom as die gekruisigde, en ons fokus tot ons seker is, ons weet wie hy is. Dan kan ons kyk na die ander goed met groot versigtiging. Met groot versigtiging kan ons daarna kyk. Want daar beklei mense nou vir jou lelik. Oor wat beteken die 7 horings op die dier? As jy verstaan, en jy moet nie effens afwyk nie, dan bring hulle vir jou 16 ouens aanlyn wat dit sê. Ek is nie bereid om so te gaan nie.
Die bruid laat ons beklei oor goed nie. Christus, die onderwerp van ons. Liesel, nou net gaan, ek wil dit gou eers vir jy het jou hand opgesteek. Ek dink al is daar gehet die Here vir ons sê dat gaan seker goed gebeur om te wys dat hy gaan kom, maar dankie ons moet weet wanneer presies wanneer gaan gebeur, want anders gaan ons goeie goed doen nie omdat ons wil nie, maar net om. Jy sien my kosbare boetie, ons moet reg wees nou. En dit sê oom Dani baie duidelik, is jy reg. Wees reg nou. Ek dink ons almal gaan herval, as ons almal nou weet wanneer dit gaan gebeur, gaan ons almal goeie goed is net om goed te wees. En Absolutely. Die van woorde, knowledge, ek sien dit ook as die appel of jou knowledge gee. As die knowledge het, dan gaan jy goeie goed doen, om dan te wees. En baie keer is daar goed is waar maar beter is om almal in die grond te bring. Sy. Liesel. Die oomblik as jy omdraai en jy gee jou lewe vir die Here en jy stap 360 grade in 'n ander rigting, gaan jy verdrukking ervaar in jou lewe. So Ek sou verkies dat jy 180 omdraai, nie 360, maar as jy by dieselfde punt as wat jy was. Ja. Dan gaan jy verdruk word. Ja. Korrek. Jy gaan verdruk word. Wat bedoel word met die groot verdrukking? Is 'n heeltemal 'n ander konsep, maar vir Paulus sê ek gaan deur verdrukking. Hy noem dit, hy sê ek gaan deur groot verdrukking. Maar ek is nie te neergedruk nie. Ek is nie plat, maar ek is nie uit oorlê nie. Al goed. So kosbaar. Ons moet vervolging kan hanteer. Daarom staan ek vas in die middel. Almal ek sê fokus op Christus, bly in hom soos hy in jou. As ons weggevat word voor die tyd, bonus. As ons nie weggevat word nie, dan stap ons solid tot op die einde saam met mekaar deur alles en die Here kom haal ons. Wie reg is, maak nie saak nie. Die Here gee of die woord van die profete gee baie voorbeelde waar hy wil sê wat ek nou gaan lees wat in Jeremia 8 vers 8 sê. Hoe durf julle sê ons is wys en die wet van die Here is by ons? Waarlik kyk die bedrieglike werk van leenpen van die skrywers. Die slim mense kom in die skande, is verslaan en verskrik. Kyk, hulle het die woord van die Here verwerk en watter wysheid sou hulle hê. So nou dit wat jy nou sê, jy weet, as 'n mens begin die woord verdraai om jou omstandighede of om jou dat dit mooi na jou storie luister, dan is dit nie meer die Here nie. Dan wil ek ook net teruggaan na Exodus 20 vers 20, hy vers wat jy daai paar weke terug gewerk het. Moses sê, ek vertaal dit nou vrylik. Moses sê, moenie bang wees nie, maar weet dat jy getoets sal word om te weet dat jy met ontzag sal besef wie God is. Sodat jy oor op hom gefokus sal nie neig om te sondig. Jy sê Joel, die profeet bring 'n woord vir die koning wat hy nie mag doen nie. Hy stap 'n entjie verder, dan kom maar 'n ou profeet by hom en sê die ou profeet vir hom presies die teenoorgestelde. En ek vind daar 'n argument plaas tussen die twee. Uiteindelik gaan die jong profeet en hy gehoorsaam die ouer profeet bokant die Here. Mens bokant God. En toe hy wegstap sê hy vir hom, dit was jou toets. En jy gaan sterf as gevolg van die feit dat jy 'n mens belangriker geag het as God. En hy word opgevreet. En ek in hierdie voorbeeld, hy word getoets. Jy gaan getoets word. So kom ons wees lief vir mense, maar kom ons kyk na wat gesê word en dan beoordeel ons dit in die lig van die waarheid en hanteer ons dit as 'n geloofsgemeenskap volwasse. Ons hanteer dit volwasse. In plaas van om te hoor, het jy gehoor? Dis net nog 'n kinderstorie. Jy gehoor wat die een sê, jy gehoor wat daai een sê. En Rosse wil dit te min van dit nie. Ons operate nie so in die woesterokkie. Ons operate nie so nie as kinders van die Here nie. Ons beskerm die eer van broers, maar as daar 'n uitspraak is, moet ons daaroor praat, veral iets wat so groot impak gehad het soos hierdie. Lief vir julle almal,
Mag die Here julle seën en behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle sy vrede gee. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees, met julle bly. Amen.